Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons tot U troon kan nader. Dankie Here vir die wete dat U ons God is, ons Hemelse Vader. Soos wat 'n Vader weet om te sorg vir sy kinders, so weet U Here, soos wat U 'n Vader die werk gegee het om te sorg vir sy kinders, so sorg U vir ons beter as enige menslike Vader. En Christus het vir ons gewys dat as ons dan wat sleg is, goeie gawes aan ons kinders gee, hoeveel te meer die Hemelse Vader goeie gawes, die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En daarom wil hy hê dat ons tot U nader, hy wil hê dat ons tot U bid, hy wil hê ons moet ons harte voor U stil maak, want dit is ons hoogste vorm van ons dankbaarheidslewe. Ons dank U Here dat U naam oralsheen versprei, soos U in die profete alreeds gesê het, dat U naam groot gemaak sal word onder die nasies tot aan die uithoeke van die aarde. Ons dank U dat U dit alreeds begin het, toe U U disippels uitgestuur het, onder die ganse mensdom in. En soos wat dit vandag is daar kerke oor verskeie kontinente. En dank ons U Here dat U naam ook groot gemaak word hier in die suidpunt van Afrika. Ons bid dan Here dat ons op 'n voor God waardige wyse U sal aanbid en nie op 'n vreemde wyse wat U nie voorgeskryf het nie. Ons bid dan Here dat U vir ons as U koninkryk, U kerk sal uitbou en uitbrei, omdat U as koning nie sonder onderdane is nie. U het nie U koninkryk geskep en gevorm om leeg en woes te wees nie, maar U het dit geskep om dat daar lede sal wees, dat dit vol van U kinders sal word. En ons bid dan Here dat U naam sal eer in alles wat ons doen en sê, dat ons sal optree op 'n wyse wat U karakter weerspieël. En ons bid dan Here dat ons deur U woord sal lees en leer en dat ons dit sal uitleef. Want U karakter is een van genade, barmhartigheid, regverdigheid. En so al hierdie attribute is attribute wat U uitstraal en wat U self mee bekend maak met die handelinge van U volk. En so bid ons dat ons ook dan in hierdie voorbeeld sal volg. Ons vra Here dan dat U elke menslike hart wat afvallig is van U sal buig tot gehoorsaamheid aan U. Omdat U ons uitgestuur het, daarom leer U ook vir ons dat U mense se harte na U toe wil buig. Dat U oor die ganse aarde, vanuit elke volk en vanuit elke stam en vanuit elke taal en vanuit elke nasie mense vir U self versamel vir U volk. Ons bid dat U seën met elkeen sal wees wat die oproep gehoor het en wat na U wingerd, U oesland uitgaan om die oes in te samel. En Christus, U het ons ook geleer om te bid dat U werkers in die oesland instuur, want die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ons bid dan Here dat U vir ons ook sal in ons harte U wil sal buig, maar ook vir die regering, omdat U ons ook leer dat U vaderskap oor ons as U kerk is, en ook dat U vaderskap oor die regering is, en dat hulle U diensknegte is. En daarom, omdat hulle harte in die hand van die Here is, daarom bid ons tot U om hulle harte te buig ooreenkomstig U wil. En vra Here dat U hulle tot bekering sal lei, waar ons 'n land het vol chaos, 'n land het waarin soveel plekke en soveel instansies nie iemand het wat 'n goeie leier is nie, wat 'n godvreesende leier is nie. Bid ons dan in die besonder, Here, dat U mense se harte sal buig om gehoorsaam te wees aan U, sodat hulle wette en reëls kan uitvaardig, dat ons as gelowiges se reg om elke Sondag by mekaar te kom en ons dan die erediens in stand te hou, dit sal kan voortgaan. Ons vertrou U daarvoor, want ons
sien dat daar al meer beperkings op gelowiges gestel word op verskeie lande. En ons bid Here vir vryheid, ons bid vir vryheid van godsdiens, ons bid vir ondersteuning van regerings en nie hulle teekanting nie. Daarom bid ons dat ons julle harte sal buig. Ons bid ook Here vir elkeen wat siek is, dat U ook hulle harte sal buig om in dankbaarheid teenoor U te kom, want selfs toe Job getref is met al die ellende, het hy niks ongeruims aan U toegeskryf nie, maar het gesê die Here het gegee en die Here het geneem, geloof sy die Here. Bid ek dan vir elkeen wat siek is, dat elkeen se gesindheid sal wees, dat dit die Here se reg is om te gee, die Here se reg is om te neem, die Here se reg is om te tugtig, die Here se reg is om op te wek. En so bid ons dan Here dat U harte, U goddelike doel sal bereik in die harte ook van ons siekes. Want ons weet môre oor môre staan ons in die ry en dan het ons daardie nood daaraan dat ons mekaar in hierdie opsig kan ondersteun. Ons bid dan ook Here dat U as ons Here en ons God vir ons sal bewaar teen die sielevyand, die duiwel, wat met sy slinkse planne rondloop, en U leer vir ons uit U woord dat ons nie onbekend is met sy planne nie. Ons bid dat U vir ons wysheid sal gee, en ons vra ook dat U ons nie alleen net sal reinig van ons sonde nie, maar ook sal skoon hou van ons sonde, en dat ons sal wandel in gehoorsaamheid aan U. Dit dan wanneer die sielevyand ook deur U getem word en oorwin word. Ons weet dat Satan spoedig onder ons voete vernietig sal word, vertrap sal word. En daarom is U besig om U kerk en die mensdom oorwinning te gee oor U vyand, wat ook ons vyand is. Seën ons by die lees van U woord, seën ons by die prediking van die woord, en seën ons by die uitleef van U woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Skriflesing kom uit Openbaring hoofstuk 2. Openbaring hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 7. Hoor die woord van die Here. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het. Maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Tot sover uit God se woord. Ek wil net weer klem lê op ons fokusgedeelte, vers 4 en 5. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Die tema van ons boodskap is God openbaar deur sy seun aan ons sonde en die weg tot herstel. Bekeer jou. God openbaar deur sy seun aan ons sonde en die weg tot herstel. Bekeer jou. Ons het gesien hoe Christus homself openbaar en hoe die briewe dan nou sommer heel in die begin vir ons van daardie openbaring van hoofstuk 1 oordra in hoofstuk 2 en ons sal ook sien in die ander gemeentes. So eerstens word die brief geskryf aan hierdie 7 gemeentes
En ons het gesien met die openbaring van Christus, dat hierdie 7 gemeentes die 7 goue kandelaars is, en die predikers is die 7 sterre wat in die regterhand van Christus is. Almal baie kosbaar vir die Here, maar dit beteken nie dat hy sonder waaksaamheid sy kerk dan berispe nie, wanneer daar verkeerd opgetree word. Want ons is in hierdie tyd, is daar so maklik mense wat se gevoelens seer gemaak word, en so maklik kla dat die kerk nie noodwendig oor hulle omgee nie, ensovoorts. En dit terwyl ons sien dat Christus self met baie groot erns praat met die kerk. En ek het vir u gesê dat die herder, die leraar, die engel van die gemeente, dis die boodskapper van die gemeente, is verantwoordelik. En dis 'n baie groot verantwoordelikheid om voor die Here te staan en die Here dan teenoor ons, as hy optree, die waarskuwings gee en ook die waarskuwings dan tot 'n konkrete straf in hierdie lewe vir die kerk beteken, welke wyse die Here dit ook dan uitvoer. So ons gaan kyk na hierdie 7 gemeentes, vandag eers na die gemeente Efese, en dan is daar 'n spesifieke patroon wat ons kan sien, 'n spesifieke raamwerk aan die briewe. Heel eerste aan die leraar van die gemeente word die brief geskryf om te weet dat hy die verantwoordelike persoon is en dat hy hierdie dinge moet preek, want dit is baie maklik as die druk van gemeentelede dan daar is om eerder gedeeltes oor te slaan en nie daaroor te praat nie, sekere sensitiewe sake wat nie genoem word nie. En so Christus wys vir elkeen van die gemeentes uit waaroor hulle geprys moet word aan die een kant, maar aan die ander kant ook vermaan en gewaarsku moet word. So eerste punt is vir die leraar van die gemeente, tweede punt is die brief kom van Jesus en dan word daar sekere beskrywings van hom gegee wat die gemeente ter harte moet neem. Die derde een, Christus self assesseer die gemeente, dit wat goed is, dit sê hy van, en dan dit wat sleg is. Die probleme wat in die gemeente is, word aangespreek, en dit is probleme wat ooreenkomstig die gebooie van die Here is. Want daar's baie mense wat vandag sê, dit is verkeerd in 'n gemeente, dat is verkeerd in 'n gemeente, maar dan as ons die vraag vra, watter van die 10 gebooie oortree ons in jou mening en jou opinie, dan kan hulle nie sê nie. Want dit is noodsaaklik vir ons dat as ons Christus liefhet, moet ons wandel volgens sy gebooie en nie volgens die opinies van mense en die geite van mense nie. So dit wat reggestel moet word ook aangespreek, dis die 5de punt. So dis die 5 punte wat daar vir elkeen van die gemeentes is. In 2 van die gemeentes is dit wat verkeerd is, wat aangespreek word, blanco gelaat. So daar is 2 gemeentes wat voorbeeld gemeentes was. Efesiërs was amper 'n voorbeeld gemeente. Die gemeente Efese, daar word vir ons genoegsaam agtergrond gegee van die gemeente Efese in die Nuwe Testament. Ons lees in Handelinge hoofstuk 18 dat die apostel Paulus die eerste keer daar gaan preek het, en dan het hy later weer by Efese verbygegaan, Handelinge hoofstuk 19, en dan weer 'n derde keer Handelinge hoofstuk 20. En op daardie stadium het hy die ouderlinge gekry tot by die strand, want hy moes van daar af moes hy 'n reis maak, en hy het hulle gewaarsku van wrede wolwe wat binne die gemeente sou ontstaan. Handelinge 20 vers 18 en 21, en toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië gekom het,
die hele tyd by julle gewees het en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. So hier waarsku die apostel Paulus alreeds vir die gemeente. Hy het hulle voortdurend geleer in hulle huise. Dag en nag het hy hulle geleer. So dit was nie net Sondag wat by mekaar komste was nie, maar het hulle deur die loop van die week het hulle ook dan huislike by mekaar komste gehad. Dan vanaf vers 28 tot 31 van Handelinge 20, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, en na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. So hier sien ons die waarskuwing alreeds vir die gemeente van skering en van dwaling. En dan sien ons verder, Paulus skryf aan die jong man Timoteus, die jong leraar Timoteus, en Timoteus self het ook in die stad Efese, in die gemeente Efese het hy bedien. En in hierdie gemeente het Timoteus moedeloos geword. En dit lyk vir ons of hy die bediening wou verlaat het. Daarom moedig die apostel Paulus hom aan dat die Heilige Gees het hulle gewaarsku dat daar in hulle tyd mense van die geloof afvallig sal word. Dan skryf Johannes in sy brief 1 Johannes, en hierdie brief is ook aan die Efesiërs. En hy het te doen gehad met hierdie gemeente wat toe al reeds geskeur het, as gevolg van dwaling. So dit is duidelik dat die wrede wolwe vanuit die gemeente self vernietigingswerk op vernietigingswerk op vernietigingswerk binne die gemeente besig was om te doen. En so daar die 1 Johannes brief skryf hy dan spesifiek met die gemeente Efese in gedagte. En sodoende was hierdie gemeente verskeur verskeie kere. En sodoende het hierdie gemeente opgestaan en voortgegaan. En Christus openbaar homself aan hierdie gemeente. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. En so die autoriteit waarmee Christus spreek, dat hy die een is wat die 7 kandelaars in stand hou, die 7 sterre wat in sy regterhand is, dis die leraars. So dis die verwysing na kandelaars, die lig, die prominente lig van God se woord, wat dan in stand gehou moet word en wat die Efesiërs dan gedoen het in 'n baie groot mate. In Efesiërs hoofstuk, die brief nou wat Paulus vir die Efesiërs geskryf het, want net nou het ons in 3 verskillende gedeeltes van Handelinge gesien, en in Efesiërs skryf die apostel Paulus in die brief aan die Efese skryf die apostel Paulus dat mag God aan hulle die gees van waarheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand. En dan in hoofstuk 4 praat hy van die ongelowiges wat verduisterd is in die verstand. So lig en duisternis temas wat hier aangehaal word. Ook in Efesiërs hoofstuk 5, want dit moet julle weet dat geen oreerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.
wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Die Here se lig het oor hulle opgegaan, en daarom wandel hulle nou in die lig. En so ook Johannes, wat vir ons sê in sy brief aan die gemeente Efese, 1 Johannes, God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. Maar nou assesseer die Here die werke van die gemeente. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. So ons weet, hier is dinge wat die gemeente reg doen en daar's dinge wat die gemeente verkeerd doen. Dit wat die gemeente reg doen, is dat hulle slegte mense nie kan verdra nie. Hulle stel hulle op die proef, sien dat hulle nie is wie hulle sê hulle is nie, en dan werk die gemeente met hierdie mense dat dit op die ou end kom dat hulle die gemeente verlaat. So hulle werk in harmonie saam om saam dan mense aan te spreek en hulle verantwoordelik te hou, want wat baie keer gebeur is, as daar lidmate is wat nie reg leef nie, dan spreek die kerkraad byvoorbeeld iemand aan. En dan is daar 'n klomp mense wat kloek rondom daardie persoon wat verkeerd gedoen het, en dan word daar allerhande dinge broei dan uit, omdat daar nie 'n eensgesindheid is dat slegte mense bederf goeie sedes nie, en besef nie dat een vrot appel, as die appel nie verwyder word nie, die hele boks appels vrot maak. Daarom is dit nodig vir die gemeente om in harmonie saam te werk, om mense eerstens op die proef te stel, en daarnaas dit bevind word dat dit waar is, dat hulle dan soos een man teen daardie persoon optree. En dan verlaat daardie moeilikheidmaker die gemeente. Maar solank daar ore is wat uitgeleen word en geluister word na mense wat besig is, duidelik met verkeerde dinge, dan is daar verrotting wat besig is om in te tree. So was die gemeente Efese nie. Efese het soos een man saamgestaan. Hulle het slegte mense nie verdra nie. En in die tyd waarin ons leef, word dit beskou as iets slegs, dat slegte mense nie kan verdra nie. Maar hier loof Christus die gemeente vir, dis iets goeds wat jy doen. Dis iets goeds. Mense wat besig is met verkeerde dinge, moet aangespreek word, en as hulle nie tot bekering wil kom nie, moet daar teen hulle gehandel word, en selfs uit die gemeente gesit word. En so baie beskou kerklike tug as iets slegs, 'n vloek, liefdeloosheid, onbarmhartigheid. En Christus beskou dit nie so nie. Hy sê, as daar een ding is wat julle goed doen, dan is dit om slegte mense nie te verdra nie. En sodoende het die persone wat dan probleme veroorsaak het in die gemeente, in 'n baie groot mate sal ons deur die 7 gemeentes sien dat baie van die Jode sit agter, of die Judaiseerders, kan nie sê net die Jode nie, want Johannes homself was 'n Jood, Paulus was 'n Jood, Petrus was 'n Jood, die Judaiseerders. Sommige het soos 'n mombakkie opgesit, en hulle het na die gemeente toe gegaan, en dan het hulle moeilikheid veroorsaak, en die mombakkie het afgeval, en almal kon sien wie hierdie persoon werklik is, om mense terug te bring na die Judaiseerder geloof toe, om dan sodoende hulle onder die dwang van die wet te plaas, en sodoende die juk op hulle skouers te plaas, dat hulle die wet moet onderhou om salig te word, terwyl Christus dan verwerp word.
So die gemeente was geplaag oor jare deur dwaalleraars. En hier sien ons dat hulle het geestelike volwassenheid bereik deur op te staan teen hierdie mense. Paulus sê ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig nie. En so daar is ongelukkig mense wat soms voorkeur het. Praat eerder met ons hieroor, praat eerder met ons daaroor, sê eerder dit, sê eerder dat, terwyl die verantwoordelikheid van die leraar is om die volle raad van God te verkondig. Daarom is boekprediking 'n baie belangrike deel, want dan kom jy by gedeeltes waar jy nie kan oorslaan nie, dan is jy by die volgende teksgedeelte wat almal wil oorslaan en dan moet jy dit aanspreek. En sodoende is dit nodig, dit is iets wat ons sien uit die reformatie uit Calvynse werke, dat hy die skrif geneem het en dat hy stuk vir stuk die skrif vir mense oopgebreek het in 'n boek. En ek dink sy reeksprediking oor Deuteronomium was oor die 200 boodskappe gewees. En so hulle word geloof vir die goeie wat hulle doen deur van slegte mense ontslae te raak, vir hulle harde werk, vir hulle arbeid om 'n suiwer leer te bly behou. Dit is wat belangrik is, om 'n suiwer leer te bly behou. Dit bring ons as gemeente voor die vraag, hoe getrou is ons daaraan om dwaling en sonde in die gemeente te identifiseer en iets daaraan te doen. Om die wat sondig te identifiseer, moet ons dan hanteer. Om die wat besig is om immorele lewens te leef, aan te spreek, dwalings wat die kerk bedreig, aan te spreek. En hoe betrokke is ons daarby om toe te sien dat dit gebeur? Daar word gesê dat kerklike tug, die waarskuwing teen verkeerde leerstellings, sluit sekere mense uit. En dis waar, kerklike tug sluit diegene uit wat hulle nie wil bekeer nie. Te veel sien ons in Israel se geskiedenis hoe 'n klein groepie mense die hele volk opstook om verkeerd te doen. En die Here neem ook vir Joshua kwaadlik toe Achan gesteel het van die bangoed van Jerigo. Toe verloor hulle teen die stadjie Ai en daar's 'n klomp mense wat gesterf het. En die Here neem Joshua en die volk verantwoordelik. Die Here het gesê daar is gesteelde goed. So die Here het, omdat daar sonde in die gemeente was, het hy onder die volk was, het hy die volk gestraf. Hulle verantwoordelik gehou daarvoor. Wat beteken dat in ons gemeente, as ons besig is om sonde te vertroetel, dan kan dit wees dat die Here teen die hele gemeente opstaan. Verder, die slegte dinge wat in die gemeente posgevat het. So die goeie ding is dat hulle baie deeglik met dwaalleraars gewerk het. Maar die slegte dinge wat in die gemeente posgevat het, Openbaring 2 vers 4 en 5, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wat beteken dit dat die gemeente het hulle eerste liefde verlaat? Nou dit kan dui op verskillende dinge, pertinent op 2 dinge. Ons sien dat die Here self in sy woord vir ons leer dat Israel is sy bruid en hy is haar man. En die eerste bruidstyd
waar Israel dan afvallig geword het, word in Jeremia hoofstuk 2 en Esegiel hoofstuk 16 vir ons uitgelig, waar daar hierdie warm liefde was in die begin van hierdie huwelik die beeldspraak tussen God en Israel, en mettertyd het Israel het sy vermaaklik geword met haar God en hom uitgedaag en ander liefgehad en wat ander nasies se gode gevolg het. So dit is hulle wat hulle eerste liefde verlaat het, en dan as ons dit dan moet deurtrek na die gemeente toe, dan beteken dit daar was 'n tyd, 'n bruidstyd waar die liefde vir die gemeente vir God groot was, maar iets het begin gebeur dat dit omgeskakel het in dooie pligpleging. So dis nie noodwendig wat hulle doen wat verkeerd is nie, maar die manier waarop hulle doen wat verkeerd is. Een van die maniere waarop dit gebeur is wanneer ons vergeet vir wat God vir ons gedoen het. Daarom waarsku Dawid vir ons in Psalm 103 vers 2, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Vergeet geen een van die weldade van die Here nie. En dis waarom ons hele liturgie gebou is op herinnering. Ons word Sondag in en Sondag uit herinner aan die evangelie, die geloofsbelijdenis. Ons word elke Sondag herinner aan die wet wat ons nie kon hou nie, maar wat Christus wel gehou het en sy geregtigheid aan ons gegee het. So die evangelie spreek van sy dood, die wet spreek van Christus se geregtigheid en dat hy dit vir ons skenk, ons sondes vir ons vergewe, ons reinig van al ons ongeregtigheid en voortgaan om dit te doen. Ons word herinner aan die skrif en in die meeste gevalle, wanneer ons die skrif neem en ons open dit en ons lees dit van u wat 30, 40, 50 en nou wil ek nie tot in die 70s en die 80s ingaan nie, het al hoeveel keer sekere gedeeltes gehoor en wat grootliks gebeur in die meeste van ons lewe is dat herhaal word van wat gesê is alreeds in die verlede en daar's 'n herinnering. Ons sien nuwe dinge wat die Here vir ons elke keer wanneer sy woord gepreek word. Maar as daar nie herinnering gebring word aan die groot werke van God deur Christus nie, dan vergeet ons die weldade van die Here. En wanneer ons die weldade van die Here vergeet ons van ons eie verlossing. En as ons van ons eie verlossing vergeet, dan sê Petrus, dan maak dit ons onseker. Dit aan die ander kant kan dit ook wees soos wat die volk in verskeie kere gedoen het deur vreemde vroue te trou, hulle eie vrouens te skei. Dit het in Israel se geskiedenis meer as een keer gebeur. En ons word die waarskuwing gegee dat God haat egskeiding. So dit kan in eerste plek wys dat God as die geliefde vergeet is, maar dit kan ook wees dat die gemeente begin het om dan die huweliksgebod eenkant te stoot. Iets wat die volk van die Here ook gedoen het, lees ons in die profeet Maleagi, dat hulle vroue te maklik weggesit het. So hoe dit ook al sy, die gemeente het spoed verloor, het liefde verloor, het ywer verloor en het self dinge verkeerd begin gaan. Hulle het hulle eie liefde, wat dit ook al mag wees, het hulle verlaat. En so die regte dinge wat hulle gedoen het hulle op 'n verkeerde motief gedoen. Mense aangespreek oor hulle sonde, terwyl hulle self dinge gedoen het wat nie reg is nie. Dat hulle 'n ywer vir die Here getoon het, in die manier waarop hulle die
boodskap oordra, maar nie 'n ywer in hulle eie lewe om volgens die gebooie van die Here te wandel nie. En sodoende het die gemeente se liefde vir God en vir hulle medemens begin afneem. So ek wil hê jy moet mooi luister, dat die liefde, Christus nie hier vir die gemeente sê, dat die liefde word bokant die geregtigheid geplaas nie. Dis nie die een sonder die ander een, dis die een met die ander een. So wees nog steeds gestreng oor die dwaalleraars. Wees nog steeds gestreng oor hulle wat in die gemeente mense van die Here af wegtrek. Wees nog steeds gestreng daarmee, terwyl julle in liefde wandel, teenoor God en teenoor julle medemens. Anders is dit dooie pligpleging. Kind van God, hoekom is jy vanmôre hier? Hoekom is jy hier by die kerk in die erediens? Is dit wel, dis hoe my ma, my pa my groot gemaak het en dis wat van my verwag word. Dis die regte ding om te doen. Of is dit, ek is hier as gevolg van my liefde vir die Here. Jy sien so, dit is 'n hemelsbreë verskil vir die rede waarom ons hier is. Waarom doen ek wat reg is? Is dit net die motivering daarvoor omdat dit reg is en ek wil reg doen, of is dit omdat die Here regverdig is en ek hom liefhet en dan ooreenkomstig sy gebooie wil wandel, omdat dit my liefde vir hom sal wys. So dis, hierdie gemeente het die punt gemis, maar op 'n baie nou marge het hulle hierdie punt gemis. Die motief van die hart kan die Here sien. Ons kan dit nie sien nie. Ons kan nie sê, wie wat daai ou doen dit vir die Here, omdat bla bla bla. Ons kan nie in mense se harte kyk. Maar onthou, dis Christus wat hier praat, en Christus ken die harte van sy mense, en hy openbaar die harte van sy gemeente. En sodoende open God ons harte, dat ons weet of ons hom dien uit dooie pligpleging en of ons hom dien uit liefde. Kolossense 3 vers 23 tot 25 skryf die apostel Paulus vir die gemeente in Kolosse, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Ons moet dit wat ons doen soos vir die Here. Nie om iemand anders se tevrede te stel nie, nie om te doen net omdat ek dink dat dit reg is nie, maar ek moet dit doen omdat ek lief is vir die Here. Ek doen dit vir hom en nie vir mense nie. Dr. Francis Schaeffer het gewaarsku oor om te doen wat reg is, maar sonder liefde. Hy sê Bybelse ortodoksie sonder deernis is seker die lelikste ding in die wêreld. Dat daar mense aangespreek word en dat daar met hulle gepraat word, maar dit is nie om mense te wen nie, want die kerklike tug sê vir ons, dis tot behoud van die sondaar. En soms wil die sondaar nie behoue bly nie. Maar in baie gevalle is dit die geval dat hulle gewillig is, en dan is daar mense wat op hulle nek spring, terwyl hulle gewillig is om hulle te bekeer. So koue ortodoksie sonder deernis is sekerlik 'n baie lelike ding. Wanneer mense bereid is, want hoe sou dit lyk as Christus by
iemand soos Saggeus kom, en Saggeus sê, dit wat ek gedoen het, dit wat ek vir mense van hulle afgepers het, ek sal gaan regmaak. En iemand sou vir Saggeus sê, nee, dis nou te laat. Skade is klaar gedoen. Jy weet, daardie afstomp. So dis reg om mense aan te spreek, dis reg om mense te laat dink oor hulle sonde. Soms moet mense so 'n bietjie pekel in dit wat hulle gesê het. Maar dan moet geleentheid gegee word vir hulle om hulle begeerte om tot te bekeer, te kan bewys dat hulle ernstig is. En daarvoor moet die gemeente ook die geleentheid gee. So dis nie die een sonder die ander nie, dis beide. Die vraag is ook gelowige, hoe lyk dit in ons eie huislike lewens? Kinders, is julle gehoorsaam aan julle ouers, want dit is die regte ding om te doen, want die apostel Paulus sê, dat ons moet ons ouers, moet ons eer, dis die eerste gebod met 'n belofte, maar dit is nie net omdat dit reg is nie, maar omdat ons lief is vir die Here, daarom wil ons gehoorsaam wees aan die gebod om ons ouers dan te eer. Mans, hoe tree jy teenoor jou vrou op? Doen jy dit uit liefde of dis maar my verantwoordelikheid, ek is die pa van die huis, ek moet dit maar doen, ek moet maar sorg dat dit so is. En agter dit is daar nie daardie deernis en daardie liefde om dit te doen nie. Vroue, eerbiedig jy jou man bloot omdat dit reg is voor die Here, of is dit omdat jy die Here lief het? Ek is gehoorsaam aan hierdie opdrag omdat ek die Here lief het. So ons moet dit in gedagte hou, dat ons nie net dit waarvoor wat ons gedoen het eendag voor die Here rekenskap sal gee nie, maar die rede waarom, die motivering waarom ons dit gedoen het, sal ons ook rekenskap gee. 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, want wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Wanneer eers die verborgde dinge van die hart geopenbaar word, dan sal dit gesien word of dit gedoen is uit liefde vir God en liefde vir ons naaste, of uit vrees vir die verdoemenis, selfsugtigheid, liefde vir myself. Dit is net God wat weet waarom gedoen word wat gedoen word. Hy ken die harte. Maar ons kan nie trots op ons self wees en sê, dis wat ons gemeente doen en dis wat ons gemeente doen. Laat die loon wat gegee word aan die Here oor, wat sal beloon wanneer hy wys dat dit met die regte gesindheid gedoen is, en nie uit dooie pligpleging nie. So hoe ernstig is hierdie aanklag? Baie ernstig. Onthou dan waarvan dan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Dit is so ernstig dat die Here sê, ek sal jou kandelaar van sy plek verwyder. Jy sal nie meer deel wees van die 7 gemeentes nie. Haal hom weg. So ernstig is dit om liefdeloos God te dien. En dit waarsku die apostel Paulus ook 1 Korintiërs hoofstuk 13. Ons kan ons liggaam selfs gee om verbrand te word. Maar as ons nie die liefde het nie, is ons niks. Ek kan al my goed uitdeel. Ek kan my hele lewe opoffer. Maar as ek nie die liefde het nie, is ek soos 'n metaal wat geraas maak, 'n leeblik wat geraas maak.
Dis ernstig in die oë van die Here, so ernstig dat hy die kandelaar van sy plek sal verwyder, indien die gemeente hulle nie bekeer nie. Aanmoediging om reg te doen is om iets te doen vir die Here, uit liefde vir die Here. En daarom kan ons nie sy liefdesdaad aan ons miskyk nie. Hoe hy sy seun gestuur het om ter wille van my en jou sonde te ly, te sterf. Hy is begrawe, hy het uit die dood uit opgestaan, opgevaar na die hemel. Die liefdesdaad doen ons elke keer wanneer ons dan die evangelie preek, wys ons en lig ons dit uit. Elke keer wanneer ons 'n kind ten doop bring, dan sê ons dat dit nie die water is nie, maar die bloed van Christus wat dit verteenwoordig. Die bloed van Christus wat ons reinig. Ons kyk na die nagmaalstafel en ons sê, dit is nie die brood en die wyn nie, maar dit wat hierdie brood en wyn dan uitlig van Christus, sy liggaam en sy bloed. Daarom moet ons nie een van die weldade van die Here vergeet nie. Ek doen dit omdat Christus sy lewe vir my af te lê het en ek daarom my lewe vir hom wil aflê. Dis wat die apostel Paulus sê, ons logiese godsdiens is, Romeine hoofstuk 12 vers 1 en 2. Ons redelike godsdiens. En dan sê die Here Jesus vir die gemeente ook weer. So hy het hulle geprys dat hulle verkeerde en slegte mense nie kan verdra nie. Hy het hulle aangespreek oor hulle eerste liefde verlaat het. En dan aan die ander kant kom hy weer en bevestig dat wat hulle doen goed is met betrekking tot die dwaalleraars, want die werke van die Nikolaïte haat hulle. Die gemeente, die Nikolaïte, 2 vers 6, hulle haat die Nikolaïte, die werke wat die Nikolaïte doen. Wie is die Nikolaïte? Ons het geen idee wie die Nikolaïte is nie. Sommige beweer dit is 'n spesifieke groep, en waarskynlik dan iemand soos Nikolaas, wat die hoof is, Niklaus. Nike is die woord vir oorwinning. Baie mense se sportskoene sê Nike is oorwinning, en dan Laos is die mense, oorwinnaar oor die mense. En dis waarom die vroeë kerk baie het die duiwel Nikolaas genoem, die oorwinnaar oor die mense. Maar aan die ander kant kon Jakob net sowel Nikolaas gewees het in die Grieks, want hy's Israel genoem omdat hy God en mense oorwin het. Hy's 'n oorwinnaar oor God en mens. Genesis 32 vers 28. So die Nikolaïte, was hulle 'n spesifieke groep, of is dit 'n naam wat gegee word aan mense wat 'n sekere dwaling aan vashou? So daar's 2 verskillende opinies daaroor. Sommige sê dit was 'n spesifieke groep, ander sê hierdie verwys na die Jode, Judaiseerders, wat moeilikheid maak. En hy verwys spesifiek na die Jode wat gaan moeilikheid maak onder hulle in Handelinge hoofstuk 18, 19 en 20, wrede wolwe wat uit hulle midde sal opstaan, en dit kan waarskynlik hulle wees. Dit is moeilik om te sê, omdat ons nie bewys het van die bestaan van hierdie groep nie. So dit kan 'n verwysing wees na die Jode, of dit kan 'n verwysing wees na 'n spesifieke dwaalgroep. Hoe dit ook al sê, hulle het die gemeente het hulle aangespreek, en hulle het hierdie mense baie mooi laat verstaan dat hulle nie welkom is met hierdie dwaalleringe wat hulle leer nie. En dan sê Christus wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En dit het hy ook gesê voordat hy gelei en gesterf het, Matteus 11 vers 15, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Luister, verstaan en doen. Luister, verstaan en doen. Jakobus waarsku ons om nie onsself te bedrieg deur slegs hoorders te wees nie, maar betrokke lidmate wat hoor en doen.
Wie oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. En hierdie is duidelik die verwysing terug daarna van Adam en Eva, wat die voorreg ontneem is om te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, of van die boom van die lewe, omdat hulle geëet het van die boom van die kennis van goed en kwaad. En so die wat oorwin, word weer die toegang gegee tot die boom van die lewe. En ons weet dat hierdie boom staan vir Christus. Christus is die lewe. Johannes 5 vers 4 tot 6 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus Christus. Nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Die wat oorwin, wie is die wat oorwin? Dis hulle wat vashou aan die getuienis van Christus se dood en opstanding. Hulle kan dit doen, want hulle doen dit deur die Heilige Gees, nie uit hulle self nie. En sodoende kom Christus en hy, vir wat hy doen, om sy heiliges te laat bly volhard, gee hy loon. Dis nie ons wat iets gedoen het om loon te verdien nie. Dis hy wat iets in ons gewerk het, tot gehoorsaamheid, en daarom beloon God eintlik sy Gees se werk in ons. Nog steeds kan ons nie roem daarvoor vat nie vir ons saligheid nie, en nie vir ons heiligmaking. Sodoende sal God loon gee, en die loon wat ons op die laaste dag kry, is die loon van genade. Gelowige, dis goed dat ons ag gee op die woorde van die Here. Die Here sê dis reg, ons moet dit doen, maar dis nie goed as ons die Here wat hierdie opdragte vir ons gegee het, vergeet nie. Bekering is nie net vir die ongelowiges buite die kerk nie. Bekering is ook vir die gelowiges binne in die kerk, om ons voortdurend voor die Here te bekeer. En hierdie twee dele, om te doen wat reg is, maar om dit te doen vir die regte motief, omdat ons die Here liefhet, omdat ons dit vir die Here wil doen. Daarom moet ons vra, Here, maak ons harte opreg, sodat ons gefokus sal wees en gefokus sal bly op U. Wanneer ons verdwaal raak, is dit die enigste manier om terug te keer, bekering, en om die goeie weer op te neem. Laat ons dan as gemeente identifiseer wat die slegte is, dit aflê, maar ook genadig optree teenoor hulle wat gewillig is om reg te maak, om te bekeer. Die wat die genade van die Here ontvang het, moet in daardie genade lewe, omdat God dan op die ou end groot loon sal werk vir wat hy binne in ons werk. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons nader tot U troon en ons luister na wat U aan die gemeente Efese gesê het. Want daardeur weergalm dit en verstaan ons duidelik wat ons veronderstel is om te doen. Ons is swak en ons is nietig en vra ons U, Here, om ons te begelei, dat ons nie sal staat maak op ons eie krag en op ons eie idees en op ons eie reserves nie, maar dat ons aangewese sal wees op U in alles wat ons doen. Help ons vir ons aandag wat so vinnig afgetrek word van U af, om weer ons aandag te fokus op U, sodat ons dit wat ons doen, ons sal doen tot eer van U naam. Versterk ons asseblief daarin. Ons kan hierdie dinge nie self doen nie. Heeltemal te hoog en ver te moeilik vir ons wat besig is om in die geestelike stryd te stry. En dit is juis wat U van ons verlang, om na U toe te kom. U wat in staat is om ons staande te hou en van struikeling te bewaar.
bid ons dat U ons sal bekragtig, sodat U naam in alles deur verheerlik word. Geen lof, geen eer na ons nie, maar alleen al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte na U toe. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.